Wow, ek was vanoggend net weer eens, het ek net in oë gestaan met die boodskap wat ons volgende by die kerk gekry het. En dit is iets wat ons eintlik weet. Maar dit maak nie dat jy dit nie baie keer net weer en weer en weer moet hoor of herinner moet word daaraan nie. En dit is die gedeelte uit Johannes 6 uit, waar die Here die skare kom voed, en waar hy op 'n stadium vir sy disippels sê dat ek is julle daaglikse brood. Ek is wat julle nodig het. En hoekom ek sê dit was eintlik so profound en dit wat ek regtig nodig gehad het is, ek het die vorige aand het ek tot laat gesit en werk aan my besigheid, werk aan nuwe geleenthede, om seker te maak dat ek kan sê, ek het regtig alles gedoen wat ek kon doen, om my finansiële bydrae te gee, aan die einde van die maand. En nie vir my man te sê nie, maar dat ek weet, dat ek het gedoen het. En selfs toe ek in die kerk gestaan het, moes ek, en ons is besig met praise and worship, moes ek myself konstant daaraan herinner, dat fokus nou op die Here. Jy gaan maandag, môre doen wat jy kan doen, om seker te maak dat jy jou besigheid groei, en dat jy jou nuwe besigheidsgeleentheid wat jy hier gesien het, dat jy dit van die grond af kry. Maar nou is die tyd wat jy moet stil raak en dat jy by die Here se voete moet kom sit. En dit was spesifiek die boodskap wat ek vandag gekry het. Dat jy op 'n plek moet kom dat jy nie tevrede is met die broodkrummels nie. Dat jy nie tevrede is met, weet jy wat, lank gelede, het die Here hierdie wonderwerk in my lewe kom doen. Want die Here wil elke dag 'n wonderwerk in jou lewe kom doen. Hy wil elke oggend vir jou kom sê, Trizanda, ek het vandag vir jou 'n vars brood. Ek het vandag vir jou buffet. Dis nog nie die vars brood wat jy graag wil hê nie, maar dis die vars brood, dis die buffet wat ek weet jy nodig het, wat ek weet jy op kan lewe. Daar is 'n fyn balans tussen dit wat ons moet doen en dit wat ons kan doen om ons finansiële verpligtinge na te kom. En die Here het gesê, gaan werk. Bewerk die aarde. Hy wil graag hê dat ons nie net agteroor moet sit en sê, Here, ek is reg, jy weet, kom bedien of kom voorsien. Maar die Here wil baie graag hê dat ons onthou en weet en leef dat hy ons voorsiener is. Dat hy die persoon is wat op die einde van die dag vir ons daaglikse brood kan gee. En om tevrede te wees met die brood wat jy het. Maak jy saak wat die persoon langs jou het. Dit wat jy het, is wat jy nodig het. Partykeer dink ons, jy het ons vergeet, partykeer voel ons, waarom werk dinge nie uit nie. Maar een ding bly konstant, en dit is, dat die Here ons ongelooflik lief het. Selfs hierdie moeilike tye, as ek met hierdie vlog begin het, om hierdie oggende en weke te deel, waar jy net voel, Here, rarig, hoe lank nog? Maar die Here het nie van ons vergeet nie. Ons staan op sy woord, en ons staan op sy belofte. Want hy is ons voorsiener. Hy gee vir ons daaglikse brood.